Goeiedag graad 6. Ons gaan vandag gesels oor mengsels. Kom ons kyk eers na mengsels se definisie. Mengsels is twee of meer verskillende stowwe wat gekombineer of saamgevoeg is. Ons weet ook nou al dat ons kry stowwe in verskillende forme, naamlik ons vaste stowwe, vloeistowwe en gasse. In mengsels sal ons sien dat sommige stowwe is sigbaar en dat ander stowwe is wel nie sigbaar nie, of eerder onsigbaar. Sigbaar is dit kan gesien word. Kom ons kyk gou na 'n paar voorbeelde. Wanneer ons twee vaste stowwe met mekaar meng, kan ons oor die algemeen die twee vaste stowwe sien. Kom ons dink gou aan 'n voorbeeld. Ons vat suiker en teeblare. Suiker het die prominente wit korreltjies, terwyl teeblare het die fyn bruin maar puntjies. So, as ons hierdie twee stowwe met mekaar meng, sal ons baie duidelik kan sien waar is die suiker en waar is die teeblare. Ons kan ook vaste stowwe met vloeistowwe meng. In sommige gevalle gebeur dit dat die vaste stof wel onsigbaar raak. Daar's twee voorbeelde waarna ons kan kyk. Die eerste een is 'n vaste stof sand wat ons meng met water. Wanneer ons hom laat staan, sal jy sien dat die sand sak af en die sand bly sigbaar binne in die water. As ons kyk na een wat onsigbaar is, kan ons sout of suiker met water meng. Die sout of die suiker in die water sal jy sien gaan oplos en ons gaan hom nie kan sien nie. Ons kan ook twee of meer vloeistowwe met mekaar meng. In so 'n geval kan sommige van die mengsels ook al twee sigbaar wees. 'n Goeie voorbeeld hiervan is water en olie. Ons kan die twee meng met mekaar, maar ons kan altyd duidelik sien waar is die water en waar is die olie in hierdie mengsel. Soms kan ons ook 'n vloeistof met mekaar meng waarin die een vloeistof onsigbaar raak. 'n Goeie voorbeeld hiervan is water met 'n koeldrankkonsentraat. Kom ek wys 'n voorbeeld. Hierso het ek Ouros. Ons het water met 'n konsentraat, Ouros konsentraat in hierdie geval gemeng. Die Ouros kan ons baie duidelik sien. Die water, ons kan nie heeltemal presies sien waar is die water nie. So die water is in hierdie mengsel onsigbaar. Die konsentraat, ons kan hom nog sien. Ten minste proe het nog lekker. Ons kan nou ook vra, kan ons al hierdie mengsels wel van mekaar skei? Die maklike antwoord is, die meeste van die tyd, ja, kan ons dit skei. Daar is wel 4 prominente metodes wat ons gaan na kyk om hierdie mengsels te skei. Die eerste metode is deur jou hande te gebruik. Nou in hierdie geval is die mengsel waarna jy gaan kyk, is die stowwe wat binne in die mengsel is, groot growwe voorwerpe. 'n Voorbeeld waarna ons kan kyk is boontjies en mielies. As ons hierdie twee stowwe met mekaar meng, is dit maklik om hulle te skei met die hand. Gooi dit op 'n stuk koerantpapier uit en vat jou vingers en tel al die boontjies op en pak hulle op 'n hoopie en tel die mieliepitte op en pak hulle op 'n ander hoopie. Baie maklik om te skei met jou hand. Die tweede metode waarna ons kan kyk is deur 'n sif te gebruik. Nou, in hierdie geval is die stowwe net te klein om met jou hand te kan skei of om een stof te kan optel. 'n Goeie voorbeeld hiervan sal wees dalk suiker en meel. Ons kan nie die meel met ons individueel elke meelkorreltjie met ons vingers optel nie. Ons kan ook nie die suikerkorrels heeltemal dit reg kry nie. En jy gaan sukkel om die meel saam met 'n suikerkorrel op te tel nie. So ons gebruik 'n sif. Ons gooi die mengsel binne in die sif, kap die sif liggies teen ons handpalm of skud die sif rond
En die meel, wat 'n fyner stof is as die suiker, gaan deur die sif val, terwyl die suiker gaan binne in die stof agterbly. Die derde metode is deur oorgieting. Hierdie skeiding is gewoonlik wanneer daar twee vloeistowwe met mekaar gemeng is. 'n voorbeeld wat ons hier kan gebruik is olie en water. Wanneer ons na so 'n mengsel het, gaan ons eers hierdie mengsel laat staan, sodat die twee stowwe van mekaar sal skei. Jy sal sien die water gaan aan die onderkant lê, terwyl die olie bo-op gaan lê. En om hierdie twee te skei, gaan ons die olie afgiet. Met ander woorde, ons gaan ons glas vat, of ons voorwerp waarin die olie is, en ons gaan hom stadig oorgooi na 'n volgende bak of glas toe, sodat die olie stadig maar seker kan afloop, en ons gaan natuurlik stop tot en met die olie af is en die water oorbly. 'n volgende metode wat ons kan gebruik, metode nommer 4, is deur te filter. Nou as ons filter, beteken dit dat een van die stowwe binne in die vloeistof is so klein dat jy dit nie regtig met jou hande kan uithaal nie, of selfs met 'n teelepel sou kon opskep nie. 'n goeie voorbeeld is natuurlik as ons currypoeier gebruik. Currypoeier en water meng met mekaar. Die currypoeier is 'n baie fyn stof wat gebruik word in die water. Nou, om hierdie twee te skei, gebruik ons of 'n papier of filter papier. So die vloeistof kan deur die papier of filterpapier beweeg. Die currypoeier, alhoewel die poeier 'n baie fyn stof is dit nog steeds te groot om deur die filterpapier te beweeg. So vat die mengsel, gooi dit stadig deur ons filterpapier, die vloeistof, in hierdie geval water, beweeg deur die filterpapier en die currypoeier bly agter binne in jou filterpapier. In die volgende video gaan ons kyk na oplossings.